Goeiedag en baie welkom by Jesus Christus leef in jou. My naam is Paul en ek verkondig die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus. Ek is ook iemand wat op 'n tyd in my lewe verlore was, blind in sonde vasgeval soos die verlore seun, daar saam met die varke die pele geëet het, verlore in die wêreld, ver van God af. Maar weet jy, God se genade is onbeskryflik groot. Ek het Christelik groot geword en 'n ma gehad wat vir my gebid het. En daai fondasie, daai fundament, het altyd hier in my hart iets vir my beteken. Selfs in die tye wat ek so ver van God af was, waar ek verlore was, waar ek wou wegkruip, het daai stemmetjie, daai liefde van hom my nooit verlaat nie. Ek onthou ek het dit al voorheen vertel, maar ek was op 'n stadium so verlore en alles wat ek verloor het, my huis, my kar, vrou, alles wat jy aan kan dink, ek het net mooi niks gehad nie. En toe sit ek saam met van my vriende op daai stadium, ons was, hulle het baie gehou van dobbel en sulke tipe goed. En toe sit ek daar in 'n kroeg, kan ek nog onthou, toe sê ek vir hulle, weet julle, ek onthou, soos ek het nie die voorbeeld van die verlore seun gebruik nie, maar toe sê ek onthou, toe ek 'n kind was, toe ek Jesus gedien het, hoe vervuld en gelukkig ek was, en ek gaan terug na daai pad toe, en hulle het vir my gelag, maar dank die Here, daarna het dit 'n realiteit geword, en van daai oomblik af, is daai transformasie in my lewe net ongelooflik, en dit is wat ek vandag met julle wil praat. Geestelike volwassenheid. Met ander woorde, hierdie pad wat ons stap om meer en meer soos Jesus te word. Ek onthou toe ek net tot bekering gekom het, die geweldige verandering in my lewe, maar mense het toe nie kennis gehad nie, en met tyd, dan het mens nou meer en meer geleer, en weet jy wat ek geleer het in hierdie tyd wat ek die Here ken, is God se liefde, en sy genade, en hoe hy werklik oor ons voel. Ek sê altyd, as hy my kon red, dan kan hy enige iemand red, want sy genade is onbeskryflik groot. Ek wil nou vir jou sê, dat die Christelike lewe gaan nie oor volmaaktheid deur prestasie nie, maar oor volmaaktheid deur ons groei in Christus. Onthou Jesus self, as ons lees in die Bybel, het gegroei in guns by God en die mense. Nou, Christelike volwassenheid is nie soos die wêreldse manier van iemand wat suksesvol is nie. In die wêreld, hoe meer geld jy het, en hoe meer aansien jy het, of hoe meer volgelinge jy op sosiale media het, hoe belangriker is jy, of hoe meer gelukkiger, in aanhalingstekens, is jy. Maar dit is natuurlik glad nie die waarheid nie. Jesus leer ons wat volmaaktheid is, en dit is daar in Matteus 5 van vers 43, en ek wil dit vir jou lees, want ek wil seker maak, ek sê dit soos dit is, want dit, as jy dit verstaan, gaan jy verstaan, hoekom so min van ons werklik groei, en daai volheid van Christus manifesteer. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat, maar ek sê vir julle, luister wat sê Jesus, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is. Kan jy sien? Jesus sê, jy moet jou vyande lief hê, jy moet die mense seën wat jou leed aandoen. Hoekom doen ons dit? Want dit maak van jou 'n seun van God. Dit maak van jou volwasse, wanneer jy besef dat die liefde van God in jou hart uitgestort is deur die Heilige Gees, en dat dit moontlik is om lief te hê. En dan gaan hy aan, en baie mense sal nou nie hierdie goed inneem nie, dit sê, want God laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges
en onregverdig is. Kan jy sien, God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Hy is liefde en dit is wat liefde doen. Liefde gee, liefde saai, liefde laat die son opgaan oor slegtes en goeies. Dan gaan Jesus aan om te sê, want as julle lief het, die wat julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars ook nie so nie? En as julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie so nie? Hoor nou hierso, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Kan jy sien waaroor volmaaktheid gaan? Dit gaan nie oor hoe mooi ek optree of wat ek doen, wat ek vir die Here doen of nie doen nie. Dit gaan oor liefde. Dit gaan oor liefde vir mense, maar dit gaan oor onvoorwaardelike liefde. En dit is wat ek en jy moet beleef. Ons moet daardie liefde ervaar, sodat ons kan groei en opgroei tot die mate van die volle grootte van Christus. So geestelike volwassenheid gaan oor 'n baie hoë standaard. 'n Standaard wat jy lief is vir vyande, jy seën hulle wat jou vervloek, en jy bid vir hulle wat jou beledig en vervolg. En om dit nou meer huis toe te bring, as ons kyk wat in ons land aangaan en ons sien korrupsie en dit wat verkeerd gaan, ons is so geneig om saam met die wêreld te praat, maar die Bybel is duidelik, ons moet bid vir hulle. So in plek van om mense te veroordeel, kom ons bid vir hulle. Kom ons bid en vra dat Vader hulle oë oopmaak, dat daai duisternis wat oor hulle is, dat dit sal wegraak en dat die lig van hierdie evangelie van Jesus Christus in hulle lewens sal skyn. So baie belangrik om te besef, ons moet die hart van die Vader hê. Met ander woorde, lief wees vir mense, soos wat hy lief is vir mense. En baie keer sal 'n mens sê, maar dis onmoontlik, ek kan dit nie doen nie. En jy's 100% reg, maar jy onthou, jy is nie alleen nie. Hoor wat sê Romeine 5 vers 5, luister baie mooi. Die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees. Soos wat jy gered word deur jou geloof, so moet jy begin lief hê deur geloof. Daai persoon wat jy nie kan verdra nie, wat jou leed aangedoen het, wat jy nie kan vergewe nie, doen dit deur geloof. Begin bely, sê vir jouself, die liefde van God is in my hart uitgestort deur die Heilige Gees. Wat beteken dit? Nou dink jy bietjie oor daai skrif. Die liefde van God is in my hart. Dit beteken, ek kan vergewe. En as jy kan sê, ek kan vergewe, dan gaan jy vergewe. En as jy gaan vergewe, dan gaan daai verhoudings wat verbrokkel is, wat gebroke is, weer regkom. Hoekom? Omdat jy as 'n volwasse man, 'n volwasse dogter, 'n volwasse kind van God begin leef en die lewe vir ander mense en vir jouself verryk. Onthou, om net tot bekering te kom is fantasties en God red ons en hy maak ons vry, maar dis die begin. Nou moet ons groei en nou het ons 'n roeping om te groei. Hoor wat sê Filippense 3. Een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is en ek jaag met die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Hoor nou hierso, laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees en as julle anders gesind is, sal God dit aan julle openbaar. Kan jy sien, in ons gees, dit wat Jesus gedoen het, die prys is betaal. Dit is nou vir ons om daardie waarheid te laat deurdring in ons denke. Met ander woorde, ons moet begin anders dink, ons moet begin glo dat ons volmaak is, as ons volmaak wil wees. Want jy kan dit nie deur werke doen nie, want deur geloof kan ons berge versit. En ek hou van daai stukkie wat sê, as julle anders dink, God sal dit aan julle openbaar. En hier waar ek nou met jou praat, my gebed is vir jou, in die naam van Jesus, Vader, openbaar vir hierdie persoon, wat na hierdie boodskap luister, vir hierdie persoon, wat na hierdie boodskap kyk,
dat hulle sal besef, dat hulle daai hoë roeping van God in U het, en Vader, openbaar vir hulle, dat hulle volmaak in Christus is. Ek bid dat elke leuen nou vernietig sal word, en dat die vryheid van Christus deurbreek in Jesus naam. Onthou, groei is God se wil. As jy in die natuur gaan kyk, as jy na enige spesie kyk, enige dier, selfs mense, dit wat gebore word, is 'n klein babietjie, of 'n welpie, maar daardie welpie, daardie klein seun, het alles wat nodig is, om presies, soos die vader en die moeder van daai kind, of daai dier te wees. En dit is dieselfde met ons. Die Bybel is duidelik dat God ons alles gegee het, wat tot die lewe en godsvrug dien, sodat ons deelgenote kan word, tot die goddelike natuur. Met ander woorde, dit wat jy soek, het jy. Dit wat jy wil wees, is jy. En dit word vir ons weggesteek. Deur hom is ons in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, geregtigheid, heiligmaking en verlossing. So van God se kant af, het hy alles gedoen. God kan nie meer vir jou doen, as wat Jesus gedoen het nie. Hy het sy lewe, sy alles gegee. En al daai lewe en alles, het ons nou ontvang. Hoekom? Sodat ons kan opgroei, en soos hy wees. Paulus wat so baie vir die evangelie gedoen het, en omtrent die hele Nuwe Testament geskryf het, hoor wat sê hy in Filippense 3 vers 8, en ek dink ons kan seker by hom leer. Hy sê, ja waarlik, ek ag alle skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus, Jesus, my Here, terwille van wie ek, hoor nou hierso, alles prys gee, en as drek beskou, om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word. Hoor nou hierso, nie met my geregtigheid, wat uit die wet is nie. Kan jy sien hoe belangrik dit is, om nie jouself te wil regverdig deur die wet nie. Paulus sê alles daai van die wet, alles wat hy geleer het, hy beskou dit as drek, in vergelyking met wat Jesus gedoen het. Ek hou daarvan as hy verder, as ons lees, dan sê hy, maar die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur geloof. Kan jy sien, wanneer ons glo in God, dan ontvang ons sy geregtigheid, sy heiligmaking, sy verlossing, sy vryheid, sy blydskap, alles wat hy het, ontvang ons deur geloof. Dan gaan hy aan, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Maar luister nou na hierdie stukkie, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Dis iets om na te dink. Onthou, Paulus is die persoon, wat al die openbaring, wat die volheid van alles gesien het. Hy was opgeneem in die paradys, en God het vir hom goed gewys, wat hy nie eers oor kan praat nie. En hier praat Paulus, ek wens ek kan daai volheid bereik. Kan jy sien, Paulus het die heeltyd gegroei, want hy het geweet, jy kan op 'n punt kom, waar jy soos Jesus kan leef, en kan doen wat hy gedoen het, en nog meer. En daai vryheid, daai vrede, daai onvoorwaardelike liefde, is wat Paulus ook begeer het, en hy wil daarin groei, om meer en meer, soos Jesus te wees. Baie belangrik dan vir ons as gelowiges is, om jou verstand te hernie, met die woord van God. Romeine 12:2 sê vir ons, ons moet nie gelykvormig word aan die wêreld nie, maar ons moet ons verstand hernie. In ander woorde, ons moet anders begin dink. Ons kan nie soos die wêreld dink nie. Ons kan nie dink, as hierdie simptoom teen my kom, en dit is die oorsaak. Ons kan nie dink dat dit die enigste waarheid is nie, want daar is altyd 'n groter realiteit. Daar is 'n groter waarheid, en daai waarheid is Jesus Christus. Daai waarheid is Christus, die wysheid en die krag van God in ons.
Daai waarheid is, dat maak nie saak wat teen ons kom nie, daar's altyd iets groters, daar's altyd iets beters, daar's altyd 'n uitkoms, daar is altyd oorwinning, omdat Jesus Christus leef. Dan, nie almal van ons hou daarvan nie, maar as jy 'n vrugteboom snoei, dan gaan jy agterkom dat die vrugte van die boom beter word. En ons moet besef, as God se kinders, daar's goed wat ons doen wat nie volgens ons Vader se wil is nie, wat afgesny moet word. Met ander woorde, daar kan goed gebeur in ons lewens, wat God toelaat, dat jy vry raak, wat toelaat, dat jy in oorwinning kan leef. Kom ek lees vir jou, Johannes 15 van vers 1. Ek is die ware wynstok, my Vader die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Kan jy sien hoekom jy geestelik moet groei? Want God wil meer deur jou doen, as wat jy kan bid of dink. Ons moet nie daardie manier van dink hê, wat soveel mense dink, dat God jou wil vir jou doen nie. Ek hoop is goeie nuus vir jou, maar God doen sy wil vir jou lewe deur jou. Met ander woorde, dit gaan nie oor my wil nie. 'n Seun van God is nie iemand wat sê, ek gaan dit en dat doen nie. 'n Seun van God is iemand wat stil word en sê, Vader, wat wil U hê, moet ek doen? En dis natuurlik waar die sukses is. Dis natuurlik waar die volwassenheid inkom. Want nou loop jy in God se wil, nou doen jy wat die Vader wil hê jy moet doen, nou is daar vrugte. In ander woorde, as jy uit jou eie jouself 'n mega kerk wil bou, of dit, of 'n evangelisasieveld of wat ook al begin, en jy doen dit met verkeerde motief, as dit nie deur liefde gedryf word, as jy nie bewus is van God wat jou inspireer om dit te doen nie, dan kan jy jou tyd mors, en dan kan jy so besig raak met die dinge van die Here, dat jy nie die Here van die dinge ken nie. En dis baie belangrik, hoekom jy geestelik moet groei, ontwikkel en meer, soos Jesus word. Volmaaktheid is 'n oorgawe. Ons praat baie keer van die genade van God, en the grace message wat daar buite is. Daai genade boodskap is nie om jou 'n lisensie te gee om te sondig nie. Daai genade van God is daar om jou vry te maak. Daai genade van God is om jou manier van dink te verander, om jou te bekragtig, om meer en meer soos Jesus te wees. Daai genade het jou uit die ou bedeling van die wet van sonde uitgehaal en jou in 'n nuwe bedeling gesit, waar jy nou saam met Christus in God verborge is in hemelse plekke. Met ander woorde, genade haal jou uit daai sondige, ek is nie goed genoeg gevoel en wêreld van omstandighede nie, en hy sit jou binne in Christus, waar jy alles het wat jy nodig het, alles wat jy nodig het om in oorwinning te kan leef, en al wat jy moet doen, is om dit te glo en dan prakties te begin toepas. 'n Babatjie staan nie op en loop die eerste keer nie. Daai babatjie skryp eers, en as hulle loop, dan staan hulle op en dan val hulle, en so word hulle groter. God wil groot dinge deur jou doen, my broer, my suster. God wil groot dinge deur jou doen, maar hy wil hê jy moet voorbereid wees. Hy wil nie hê jy moet op 'n punt kom waar jy dink dit is ek en in my eie krag wat ek dit doen nie. Hy wil hê jy moet op die punt kom waar jy besef dat jy nie meer leef nie, maar dat dit nou Christus is wat deur jou leef. Hy wil hê jy moet sy wil doen. Hy wil hê jy moet toelaat om te sê, Vader, nie my wil nie, maar U wil. Ek gee my lewe vir U. Ek gee my besittings. Ek gee my talente. Ek gee alles vir U. En Vader, soos 'n pottebakker, vorm my nou en maak my soos wat U wil hê ek moet wees. Vader, lei my voete, rig my stappe, stuur my na waar U wil hê ek moet wees. Inspireer my om te doen wat U wil hê ek moet doen, want my begeerte is om die volheid van die Godheid liggaamlik in Christus hier in 'n sterflike liggaam te kan beleef.
Jy moet ook onthou dat God se ritme perfek is. God se tyd is nie ons tyd nie, en ons wil baie keer instant, dit moet nou gebeur. Soos wat jy 'n saad plant, party sade groei vinnig en party neem jare. God is besig om iets in jou te bou wat die wêreld nodig het. Moenie nou ophou nie. Hoop op God, vertrou op God en groei. Eet hierdie woord elke dag. Maak seker jy neem dit in. Mediteer daaroor, bid daaroor, sodat dit vir jou 'n realiteit kan word. Hoor wat sê Paulus in Kolossense 1. Gaan lees van 24 tot 29. Maar ek gaan net die laaste deeltjie vir julle lees waar hy sê, hy verkondig Christus, terwyl hy elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus voor te stel. Dis waarvoor hy werk, dis waarvoor hy stry, om seker te maak dat Christus oral in mense se lewens manifesteer. Onthou, sonder geloof is daar nie transformasie nie. Sonder werke beteken geloof niks nie. So ons moet uitgaan. Die Bybel is duidelik. Die disippels het uitgegaan en dan het die Heilige Gees saam met hulle gewerk en die woord bevestig en bekragtig wat hulle gespreek het. En ek en jy moet dieselfde doen, want God praat met volwassenes. Jy moet ook onthou, as kind van God, dat die kruis nie net oor vergifnis gaan nie, dit gaan oor die totale volheid. Met ander woorde, alles wat ons nodig het om vervuld en gelukkig te word, die prys vir dit is betaal, en ek en jy moet net daarin opgroei. As jy Galasiërs 4 lees, dan is die Bybel duidelik, dan sê hy, as die kind nog nie, as die kind nog nie groot is nie, dan is hy soos 'n slaaf. Met ander woorde, jy kan nie 'n erfgenaam wees as jy onderjarig is nie, of minderjarig is nie. So daai kind het alles wat die vader het, maar omdat hy minderjarig is, kan hy dit nog nie kry of beleef nie. En dit is met my en jou. Ons moet begin glo dat ons seuns van God is, dat ons bekragtig is, dat ons toegerus is met die krag van die Heilige Gees, sodat ons daardie volheid kan beleef. Ek sluit af, en dis baie belangrik om dit te glo. Romeine 8 van vers 28 wat sê, jy is geroep, verordineer, geregverdig en verheerlik. En my gebed vir jou is dat jy hierdie volheid ten volle sal ontdek, ten volle sal beleef, sodat mense Christus in jou sal sien. Baie dankie Vader vir hierdie woord. Dankie dat ons vandag besef, dat ons moet opgroei, dat ons moet groot word, sodat die volheid van Christus in ons kan manifesteer. Dankie vir die voltooide werk op die kruis. Vader, ek wil bid dat elke vorm van negativiteit, elke leuen wat in ons harte, in ons verstand is, wat ons verhoed om die volheid van Christus te beleef, dat U ons van dit sal bevry. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.